Welkom by Geldgeheime, waar ek die geheime van geldsake vir jou oopsluit. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Hallo en baie welkom by die 3de episode van Geldgeheime, die potsending waar ek jou leer oor geldsake. Ek is Mia Kriegler, direkteur van Batebestuur by Creer Internasionaal. Ek is aan die stuur van 'n span wat navorsing doen en 'n reeks beleggingsboublokke saamstel en bestuur. Ek gaan jou help en jou toerus met die nodige kennis om beheer oor jou eie en jou huishouding se geldsaake te neem. Wat is spaar en wat beteken dit om te spaar? Ek gaan vandag vir jou alles wat jy oor spaar wil weet vertel en vir jou 'n paar oulike en praktiese wenke gee oor hoe jy 'n bo-baas spaarder kan word. Om te spaar is om geld weg te sit vir die toekoms, in plaas daarvan om dit nou dadelik te gebruik. Dit is hoe 'n mens voorbereiding tref vir toekomstige behoeftes, vir noodgevalle of vir bepaalde doelwitte. Om te spaar is 'n ingesteldheid. Jy moet minder geld spandeer as wat jy verdien, sodat jy geld het om te spaar. Jy het 'n begroting nodig om seker te maak dat jy elke maand minder uitgee as wat jy inkry. In die eerste episode van Geldgeheime leer ek jou die 4 eenvoudige stappe wat jy kan volg om 'n suksesvolle begroting op te stel, en ek verduidelik mooi hoe jy dit kan toepas. Jy moet elke dag weer en weer kies om by jou begroting te hou, en dit met selfdissipline toepas, totdat dit 'n roetine word. Gaan luister gerus na hierdie eerste episode as jy dit gemis het. Dit is op voelgoed.co.za en op al die podsendingplatforms beskikbaar. Die doelwit van jou begroting is om seker te maak dat jy minder uitgee as wat jy verdien. Dit is die fondament en die goue reël van welvaartskepping. As jy hierdie basiese beginsel leer, dit jou eie maak en dit getrou toepas, sal jy nie net elke maand geld oor hê om te spaar nie, maar sal jy finansiëel sorgvry raak en welvaart bou. Om te spaar is ook om spaarsamig en slim te leef, sodat jy minder geld uitgee en meer het om vir jouself te hou. Van die rykste mense wat ek ken, lewe spaarsamig en nie spandabelrig soos wat baie mense dink nie. Waar kan jy onnodige uitgawes snoei? Is daar enige van jou maandelikse subskripsies wat jy kan kanselleer? Mense teken so maklik vir subskripsies op wat jy eintlik nie regtig nodig het nie. Ek dink sommer dadelik aan DStv en Netflix. Dis deesdae so maklik om hierdie 2 en ander soortgelyke subskripsies net aan te hou wanneer daar spesifiek iets is waarna jy wil kyk en om dit daarna weer te kanselleer. Gaan kyk op jou Apple of jou Android rekening vir watter toepassings jy alles op jou selfoon betaal. Dit is baie maklik om hierdie subskripsies dadelik hier in jou Apple of Android rekening te kan kanselleer. Het jy 'n gym lidmaatskap wat jy min gebruik? Kanselleer hom dadelik. Oorweeg dit ook om dalk eerder by die huis te oefen en geld te spaar. Daar is deesdae soveel oulike gratis oefenvideo's op YouTube beskikbaar vir elke denkbare oefening onder die son. Nog 'n wenk om geld te spaar is om self kos te maak. Probeer om vir 'n hele week lank nie te gaan uit eet of enige wegneem etes of koffie te koop nie en kyk net hoeveel geld dit jou spaar. Wees voorberei daarop en maak seker dat jy jou etes by die huis goed beplan, sodat jy vir jouself middagetes en peselhappies kan inpak werk toe. Kry vir jouself 'n nice koffiebeker waarin jy vir jou eie wegneem koffie by die huis kan maak en saamneem. Om tuis te kook en goed daarvoor te beplan spaar geweldig baie geld. Om vir elke ete te beplan verseker nie net dat 'n mens net die regte hoeveelheid van elke bestanddeel hoef te koop nie, maar ook dat jy heelwat minder mors en weggooi. Koop dalk jou kruideniers eerder en skoonmaakgoed eerder by Checkers as by Woolies vir beter pryse. Maak ook seker dat jy van al die lojaliteitsprogramme daar buite gebruik maak. 'n Mens kan 'n hele paar rand so spaar. Vermy enige en alle impulsiewe kopies, veral die aanlyn soort. Dit is regtig nie nodig om elke modegier na te jaag nie. Hou op 'n tydlose styl. Dit lyk immers altyd stylvol. Het jy al 'n saamryklub oorweeg om brandstof te spaar? Daar is dalk van jou kollegas wat naby jou woon. Of jy en 'n paar ander ma's kan 'n saamryklub skool toe en terug vir die kinders begin. Jy moet dit dalk selfs oorweeg om jou leefstyl af te skaal om geld te spaar. Kan jy regtig jou huis, jou kar en jou leefstyl bekostig? Of is dit dalk tyd om die moeilike besluit te neem en eerder te verkoop en iets kleiner te koop of te huur wat jy makliker kan bekostig? In Suid-Afrika veral is dit heelwat goedkoper om 'n huis te huur as om te koop. Onthou dat jy net jouself indoen om ander mense met 'n duur leefstyl te probeer beïndruk. Jy kan jou spaargeld 'n verdere hupstoot gee deur alles wat jy nie nodig het nie en nie gebruik nie te verkoop. Dit is deesdae so maklik om klere, meubels, dekor,
baba en kinderitems en wat nog ook al, aanlyn op Facebook Marketplace of op apps soos Jaga te verkoop. Waarvoor spaar jy, nou dat jy die geld het om te spaar? Die heel eerste doelwit waarvoor jy behoort te spaar is om 'n noodfonds op te bou, indien jy dit nog nie het nie. Die doelwit van 'n noodfonds is om seker te maak dat jy geld beskikbaar het om te gebruik wanneer daar 'n noodgeval opduik en om te voorkom dat jy dan skuld hoef aan te gaan. Hou jou noodfonds apart van jou lopende bankrekening en bly gedissiplineerd om dit regtig net vir noodgevalle eenkant te hou. As jy skuld het, is die beste belegging wat jy met jou spaargeld kan maak om jou skuld af te betaal. Hoë rentekoerse en saamgestelde rente maak dat skuld omtrent altyd vinniger groei as wat amper enige belegging kan groei. Dit maak dus nie sin om met 'n belegging te begin terwyl jy skuld het en dit nog nie afbetaal is nie. Solank as wat jy skuld het, is dit feitelik onmoontlik om jou welvaart te begin groei. Skuld plaas ook 'n onnodige emosionele stres op 'n mens. Om welvaart te skep en om 'n finansiële sorgvrye lewe te lei, moet jy eers jou skuld afbetaal. Om skuldvry te raak, behoort jou heel eerste en jou belangrikste doelwit in jou finansiële plan te wees. Gebruik al jou spaargeld elke maand om jou skuld so gou as moontlik af te betaal. Hoe vinniger jy jou skuld afbetaal, hoe beter. In episode 2 leer ek jou hoe jy jou skuld kan afbetaal en skuldvry kan raak in 10 eenvoudige stappe. Gaan luister gerus hierna indien jy dit gemis het. Dit is op voelgoed.co.za en op alle podsending platforms beskikbaar. Om te spaar vir aftrede of om te spaar vir jou ou dag wanneer jy nie meer kan werk nie, is noodsaaklik en dit bly die heel belangrikste beleggingsdoelwit vir die meeste mense. Jy moet genoeg geld spaar sodat jy kan verseker dat jy sonder kommer met 'n gemaklike leefstyl kan voortgaan wanneer jy oud is. Jou aftrede spaargeld moet genoeg wees sodat jy elke maand 'n persoonlike salaris daaruit kan trek wanneer jy eendag te oud is om te kan werk. En dit moet ook genoeg wees sodat dit nie sal opraak voordat jy die dag doodgaan nie. Soos jy ouer raak, styg bepaalde lewenskostes soos gesondheidsorg aansienlik. Tyd is jou grootste voordeel hier en hoe vroeër jy begin spaar, hoe meer tyd het jou geld om saamgestelde rente te verdien en eksponensieel te groei. Indien jy nie reeds aan 'n pensioenfonds behoort of 'n uitreaniteit het nie, is dit nou die tyd om ten volle van hierdie belastingvoordeel van hierdie beleggingsprodukte te begin gebruik maak. Werk slim met jou geld en maak seker dat jy elke jaar jou volle belastingaftrekbare limiet benut. Ons kan 'n hele episode net oor spaar vir aftrede gesels en ek dink ons gaan dit ook doen. Ons kan ook vir groot uitgawes soos 'n selfoon, 'n kar of 'n huis spaar. Een van die waardevolste lewenslesse wat ek al van vroeg af by my pa geleer het, is dat 'n mens spaar vir die dinge wat jy wil hê en dat 'n mens dit nie met skuld koop nie. As jy dit op skuld moet koop, beteken dit net eenvoudig dat jy dit nie kan bekostig nie. Baie ouers begin ook al van vroeg af spaar vir hulle kinders se opvoeding of om hulle kinders universiteit toe te stuur. Om te kan gaan studeer sonder studieskuld is een van die grootste geskenke wat jy vir jou kind kan gee. Dit help hulle om van die eerste dag af wat hulle begin werk te kan spaar en nie op die agtervoet met skuld te begin nie. Verder spaar mense gereeld ook vir vakansies of spesiale ervarings, soos byvoorbeeld 'n Taylor Swift konsert. Om te spaar moet jy jou geld op 'n veilige en 'n toeganklike plek bære. Vir 'n noodfonds of korttermyn spaardoelwitte wil jy jou geld so likwid as moontlik hou, wat beteken dat jy dit enige tyd kan onttrek. Wanneer jy weer spaar vir aftrede, wil jy jou volle belastingvoordeel benut. Ons gaan 'n hele episode aan al die verskillende rekeninge waarin jy kan spaar toewy en dit deeglik bespreek. Om spaarsamig te wees is 'n ingesteldheid en 'n lewenskeuse. Met jou begroting maak jy seker dat jou uitgawes minder as jou inkomste bly en dat daar elke maand geld oor is om te spaar. Maak sommer in jou begroting plek vir jou noodfonds. Maak plek vir jou spaar vir aftrede en vir enige ander spaardoelwitte wat jy mag hê. Hoe meer jy spaar, hoe meer sal dit jou aanspoor om nog meer te spaar. Dit bring ons by die einde van ons 3de episode. Onthou om elke 2 weke in te skakel op Geldgeheime, die podsending waar ek jou leer oor geldsaake. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur.